Ons reg. So ons gaan vandag aan met 1 Petrus 1. Ons sal vandag bietjie begin by vers 13. Nou so vinnige terugblits, laas week het Petrus vir ons bietjie die grondslag gelê van 'n kind van die Here. Wat word van ons verwag? Wat moet ons lewenswandel wees? En hy het ook verwys na 'n paar werklikhede van 'n kind van die Here. Nou, eerstens het ons gesien dat Christene moet uitstaan in hierdie wêreld. Ons waardes is veronderstel om te bots met die waardes van die wêreld. En dan moet ons ook onthou dat ons geloof is nie gevestig in ons omstandighede nie, maar ons geloof is gevestig in God. Ons identiteit is in Christus en ons het 'n erfenis wat nooit sal vergaan. Hy het na so 'n partystukke verwys wat hy gesê het hoe goud gelouter word deur vuur. En dan sê hy vir ons met die stampe en die stote van hierdie wêreld en die dinge waardeur ons gaan, moet dit eintlik alles net ons geloof versterk. Dit moenie ons geloof verswak nie. Dit moenie laat ons die Here begin betwyfel nie, want eintlik is die beproewings nie verniet nie. En die beproewings wat oor ons pad kom is deel van ons suiwering en om ons geloof sterker te kry. En dan sê hy ook dat as ons hierdie beproewings gaan, sal dit baie keer valse geloof blootgelê het. Dit sal vir ons baie keer wys dat ons nie werklik ons vertroue op die Here altyd plaas nie. En dan maak ons eie plannetjies. En hy sê eintlik vir ons, deur hierdie hele ding, moet dit ons nader aan die Here trek en dan moet ons nie wegdryf van God af nie. Nou, vir my is dit baie belangrik. Ons het na een waarheid gekyk wat vir my nogal uitgestaan het en dit is dat ons kan nie sê ons dien die Here en ons lewens wys dit nie. Want leë lippetaal beteken niks en vandag gaan Petrus bietjie na dit ook kyk en dan sal julle sien hoe wonderbaarlik is dit hoe die gedeelte vandag inteendeel aansluit by die nagmaaltafel vandag. So dit is vir my nogal kosbaar. So ons gaan begin by 1 Petrus 1 vers 13 tot 16 vir dies wat soontoe wil gaan in julle Bybels. Nou dit sê vir ons daarom, omgord die lendene van julle verstand. Wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertelikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Nou die een ding wat hier vir my nogal uitstaan is, hoe hy sê ons moet kinders word. Want kinders bevraagteken nie alles nie. Volwasses neig om alles te bevraagteken. Volwasses sal partymal ietsie lees in die woord en dan wil ons dit gaan uitredeneer en ons wil sê nee, maar wag nou, hoe pas dit nou in by my sienswyse? Hoe pas dit in by my lewenstyl? En dan sê die Here hierso nee, word soos kinders. Want kinders glo en vertrou. As ek vir my kind sê dit is 'n ding en dit is hoe dit is, dan glo en vertrou my kind dit en die Here sê presies dieselfde vir ons as Christen. As my woord vir jou iets sê, word soos 'n kind, glo dit en vertrou op my. Nou 'n paar gedeeltes wat uitstaan van hierdie volgende stukkie in Petrus. As dit kom by die Christen en die Christen geloof, dan sê dit weer eens vir ons hoop is gevestig op dit wat nog kom. Ons hoop is nie op dit wat ons nou gesien het nie. Ons hoop is die beloning wat die Here vir ons gaan gee. En hy sê vir ons, want die prys is betaal. Ons is verlos. Deur dit wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. En dan sê hy ook hierso vir ons, die volheid van genade en die volledige uitwerking daarvan sal eers kom, wanneer Jesus terugkeer en gelowiges moet na daardie dag vandag. Solank as wat ons op hierdie aardse bestaan is en ons wag vir die Here Jesus om terug te kom, gaan dinge nie altyd sin maak. Dit gaan nie altyd maklik wees nie, maar hulle sê vir ons hierso, moenie fokus op dit nie. Moenie fokus op die tydige nie, maar kyk na dit wat kom. Sien uit na die dag wat kom, verlang na die dag wat Jesus Christus terugkom. En dan 'n ding wat nogal belangrik is solank as wat ons op die aarde is, moet ons teen die sondige begeerte stry. Want gehoorsame kinders sal hulle self afsonder van die boosheid. Gehoorsame kinders sal wegbeweeg van die bose wêreld af. Ons sal onsself onttrek van die dinge wat God nie behaag nie. En dan het hy 'n gedeelte wat ek dink as enige iemand iets vandag wil huis toe vat hierdie gedeelte wat sê wees heilig want ek is heilig. Nou hierdie verwys onder andere na 'n stuk in Levitikus waar God met die Israeliete praat. En hy vir die Israeliete inteendeel ook 'n instruksie gee waar volgens hulle moet lewe.
Nou in Levitikus 18 vers 2 tot 4 sal ons dit sien, en dit sê vir ons, spreek met die kinders van Israel, en sê vir hulle, ek is die Here julle God. Volgens die werke van die land van Egipte waar julle in gewoon het, mag julle nie doen nie. En volgens die werke van die land Kanaan waarin ek julle bring, mag julle nie doen nie, en julle mag in hulle insettinge nie wandel nie. My verorderinge moet julle doen, en my insettinge hou om daarin te wandel. Ek is die Here julle God. Die Here sê vir hulle, ek gaan julle na 'n land toe stuur. Moenie doen wat hulle doen nie. Moenie deel raak van hulle paganisme nie. Moenie die dinge aanbid wat hulle aanbid nie. En hierso sê dit eintlik vir ons dieselfde in Petrus. Wees heilig, want ek is heilig. Moenie doen wat die wêreld sê ons moet doen nie. Moenie streef daarna om soos die wêreld te wees nie. En hierso beweeg Petrus weg. Hy het vir ons 'n leerstelling gegee. En nou sê hy vir ons, hierdie is 'n ding wat julle moet begin toepas. Omdat ons 'n hemelse hoop het, moet ons anders lewe. Ek het dit hierso in rooi geskryf. Ons moet uitstaan. Hy het vir ons 3 opdragte gegee hierso. Die eerste een sê, gord die lendene van julle verstand. Wat vir ons beteken, dink Bybels, dink nugter en dink doelgerig. Ons denkwyse moet verander, dat ons denkwyse in lyn kom met God se woord. Neem jou gedagtes gevange tot eer en verheerliking van die Here. Die tweede ding is waar hy sê, wees nugter. Nou hierdie nugter waarvan hy hier praat is nie eintlik drank nie, maar dit beteken ons moet nie dink soos die wêreld dink nie, en ons moet nie meegesleer word met die denkwyse van die wêreld nie. Ons moet lewe met 'n geestelike waaksaamheid. Die denkwyse van die wêreld is baie negatief. Die denkwyse van die wêreld is, daar's nie 'n hoop nie, daar's nie 'n uitkoms nie, ons is vasgevang. En die Here sê vir jou, vernuwe daai gedagtes, want jy's vrygekom. Jy het iets om na uit te sê. Maak nie saak hoe donker hierdie wêreld om jou lyk nie, daar's iets waar ons almal strewe, en die laaste ding wat hy hierso sê is, vestig julle hoop volkome net op Christus. Nie gedeeltelik nie, volkome. Dit is daai, ek vertrou op die Here, ongeag hoe dit om my lyk. Ongeag of ek die resultate nou al sien, vertrou ek op die Here, en dan sê hy ook hierso, moenie vertrou op jou geld nie, op jou sukses en op mense nie. Net op Christus. Hoeveel keer maak ons die fout as dinge bietjie begin skeef loop? Dan soek ons hierdie wêreld se advies. Dalk kan my pel vir my iets beter sê as wat die Here al reeds in sy woord vir my gesê het. En dan om hierdie hele gedeelte eintlik die sentrale bevel wat Petrus hier vir ons gee is, wees heilig want ek is heilig. Dit beteken nie dat die Here jou bloot roep om 'n beter mens te wees nie. Hy roep jou om soos hom te wees. Amen. Wees heilig, want God is heilig. Dit sal beteken, ons is afgesonder vir God. Ons leef nie heilig omdat ons gered wil word nie, ons lewe heilig want ons is reeds gered. Ons lewe volgens God se standaard. Nou hierso het ek 'n ding neergeskryf, die vraag is nie hoe naby kan ek aan die wêreld leef nie, die vraag is, hoe kan ek Christus meer weerspieël? En die rede hoekom ek dit sê, is ons wil so graag daai lyn baie fyn sny. Wat is vir die wêreld en wat is vir die Here? Ons wil soms so met een voet aan albei kante staan en die Here sê vir jou nee. Jy moet jouself uit hierdie wêreld uithaal. Jy moet lewe en jy moet wandel soos wat God van jou verwag om te lewe en te wandel. En daar's geen gebied wat uitgesluit word nie. Jou gesinslewe, jou werk, jou geld, jou verhoudings, jou aanbidding. Alles moet die toonbeeld wees van dit. Want alles behoort aan God. Jy kan nie op 'n Sondag hierso sit en jouself 'n kind van God noem en die res van die week sien niemand dit nie. Hierdie bevel, julle, is iets wat ek vind baie kerke en baie Christene eintlik mee sukkel. Hierdie ding om jouself te ontneem van die wêreld, sukkel ons so mee. Want die vyand het dit reg gekry om die wêreld aanloklik te laat lyk. Dit wat daar buite gebeur, lyk so lekker, en is dit net ek waar die vyand jou partymal sal herinner, voor jy jou lewe vir die Here gegee het, het eintlik met jou beter gegaan. Jy het lekkerder geparty, meer mense het van jou gehou, jy het minder kritiek gevat, dit was eintlik so lekker, en dis 'n taktiek van die vyand, en die Here sê vir jou, kom weg van dit af. En weet julle, as dit nie 'n probleem was nie, dan sou ons as Christene en soveel kerke nie so hard probeer het om in te pas by die wêreld nie. Ons sou nie ons kerke ontskep het in vertonings omdat ons die wêreld wil intrek nie.
Ons sou nie pastore gekry het wat die evangelie afwater, want ons is bang ons ontstel iemand wat hier sit. Ons is so bang om uit te staan, dat ons sal eerder saam met die skares begin beweeg. En dan vertel ons onsself, maar as ek tussen die skare is, dan gaan ek daar van die Here leer, en ek gaan daar die mense van die Here vertel. Ons is bang om op te staan vir God, want ons wil nie aangeval word. Dit is nie altyd lekker nie, ek verstaan dit. Maar die Here sê vir jou, wees heilig, want ek is heilig. Ontneem jou van hierdie goed, om weg van daai vleeslike begeertes. Hoeveel keer probeer ons as kinders van God, ons vleeslike begeertes regverdig? En hoeveel keer doen ons dit, deur om hierdie kosbare woord van God te verdraai, om ons sienswyse te pas? Ek hou van die vleeslike goed wat ek doen, so ek gaan 'n teksvers in hierdie woord van God soek, wat ek dalk net kan verdraai, om myself te oortuig, sodat die wêreld kan oortuig, maar dit is nie verkeerd. As God se woord vir jou sê, 'n ding is verkeerd, is dit verkeerd. Kerke is nie hier om vermaak aan te bied nie, en hulle is definitief nie hier om ligsinnige preke aan te bied, sodat ons die wêreld kan inlok nie. Ek sien dit so baie, ons soek meer van die wêreld in die kerk, en as hulle hier inkom, wil ons hulle nie ontstel nie. As jy na die evangelie van God luister, en iewerster word jy nie oor die vingers getik nie, luister jy nie na die evangelie van God nie. Ons is bang om te sê wat die woord sê. Ons is bang om te praat oor sonde, ons is bang om te praat oor hel, want mense hou nie daarvan. Ons is bang om die kernwaarhede aan te haal, wat die woord van God vir ons sê, dit is nie reg nie. So ek wil eerder die ore streel, sodat ek hier uit kan loop, geloof en geprys kan word, en almal wat hierso sit sê vir ons, tralala. Dis dan maar so lekker. Ek het nie skuldig gevoel oor enige van my tekortkominge. Ek het nie een keer gevoel ek moet introspeksie doen om te dink, Here, waar skiet ek tekort nie? Here, hoe sagter die woord word, en hoe sagter die kerke word, hoe groter word die hou vas aan die vyand. Hoe meer sal julle die vyand se hand in ons kerke begin sien, en so in Christene ook. En weet julle, ek sê net Vrydag vir Simon, ek is nogal bevrees. Baie kerke is glad nie meer 'n bedreiging vir die vyand nie. Baie kerke speel so in sy hand in. Ek het nou vir julle vertel, daar's 'n nuwe ding met Christelike ryfmasjien. Ek het nou 2 weke terug gesien, jy kry nou Christelike metal. Want ons wil die wêreld en die vlees tevrede stel. Dis nie van die Here af nie, dis uit die put van die hel uit. Ons werk as kinders van God wat hier sit, ons kan dit nie toelaat nie. Wees heilig, want ek is heilig. Ons kan nie dink en doen soos die wêreld nie, ons moet begin uitstaan. Ons moet begin opstaan. En ons moet begin bereid wees om die onpopulêre persoon op die braai te wees. Dalk die onpopulêre persoon by die werk te wees. Dalk die onpopulêre persoon in jou familie te wees. Maar weet at least, jy staan nie vir niks nie, jy staan vir God. En dan wil ek ook vir julle sê, as dit voel of dinge te veel raak, hou net jou vertroue op Christus. Die aanvalle gaan kom en die aanslag gaan kom en die vyand gaan jou probeer oortuig. En dan oortuig jy net jouself. Jou geloof is in Christus. Vers 17 tot 21 brei bietjie uit op dit. En hy sê, as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. Hierdie stukkie sê vir ons, God is nie onpartydig nie, en die finale oordeel lê by hom. En dan sê dit ook vir ons, dat die Here gaan ons oordeel volgens ons werke na ons tot bekering gekom het, en dis nie jou werke wat jou red nie. Maar as jy gered is, wil jy vir die Here werk, en wat vir ons dit mooi verduidelik, sal julle vind in 2 Korintiërs 5 vers 10. 2 Korintiërs 5 vers 10 sê dit vir ons. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed en of dit kwaad was. Petrus verwys na 2 dinge hierso. Eerstens, ons lewenswandel nou,
moet volgens God se wil geskied. En dan sê hy ook vir ons, hou daai laaste dag in gedagte. Want God is nie net ons Vader nie, hulle sê ook hierso, hy is ons regter. God gaan eendag kyk, wat het ons gedoen nadat ons tot bekering gekom het, nadat ons lewens vir hom gegee het. Het ons op ons hande gaan sit en verwag hy werk vir ons? Of het ons opgestaan en gesê, Here, omdat ek u dien, wil ek vir u werk. Ek wil goed vir u gaan doen. Ek wil die evangelie gaan uitbrei. Julle, en dan is dit een ding hierso waar hy ook praat van die vrees van die Here, en dit is nie 'n verlammende verskrikking dat jy bang is vir God nie, maar dis moet jy weet wie hy is. Wat God vir jou sê, hy sal jou dissiplineer as jy uit lyn uitgaan. En ons het ontzag vir God, want ons weet wie hy is. En dan sê hy vir ons die kosbare gedeelte in vers 18 tot 19. Ons is losgekoop deur Christus se kosbare bloed. Prys die Here. Ons is losgekoop nie deur iets wat ons verdien het nie, maar wat Jesus Christus aan die kruis vir ons gedoen het. En dan sê dit vir ons lewe is nie nutteloos nie. Ons lewe is vol betekenis, want nou lewe ons vir die Here. Maar ons is losgekoop van ons vorige lewe. En weet julle wat vir my so kosbaar is van dit is, daar is nie meer 'n ding vir 'n Christen soos 'n geslagsonde nie, want ons is vrygekoop. Ons is skoon gewas. Ek hoor soveel keer wat mense vir jou gaan sê, maar jy is vervloek van jou voorvaders. Die Here sê vir jou, jy is vrygekoop. Jy is skoon gewas. Jy is klaar met daai dinge. Jy is 'n nuwe skepsel in hom. Julle, en dis vir my so mooi waar hy praat van hierdie lam en hierdie kosbare bloed, as ons terug gaan kyk wat gebeur het met die Christene, of die Jode in Egipte. En dan sê dit vir ons, die volmaakte offer is vir ons betaal. Die versoening is gedoen en ons sondes is ons vergewe. Niks wat ons gedoen het nie. Niks wat ons gesê het nie. Nie 'n goeie lewe wat dit verdien het nie. Jesus Christus het dit namens ons gedoen. En dit sê vir ons is eintlik volmaak vir die toekoms, vir wat Jesus Christus gedoen het. Nou wat vir my so mooi is, Petrus vertel ons hierso, julle, ons is losgekoop nie deur goud nie, nie deur silwer nie, en nie deur jou prestasie nie. Ons wil hoeveel keer hê die Here moet ons tog net raak sien. Here, maar kyk wat doen ek. En dan sê God eintlik vir jou, daai goeders moet jy doen, omdat jy my dien. Jy doen dit nie om raak gesien te word nie. Jy doen dit nie vir die aansien nie. Jy doen dit nie omdat jy geprys wil word nie. Jy doen dit want jy's vrygekoop deur die kosbare bloed van Christus en jy weet wat dit vir jou beteken. Dis die evangelie in sy volle glorie. Jesus, die lam van God. Die paaslam het in Egipte gesterf vir Israel en Christus het gesterf vir ons. Daar's nie 'n groter loon wat vir ons betaal kon word nie. Maar nou moet julle besef, die kruis openbaar vir ons die erns van die sonde. Dit openbaar vir ons hoe heilig is God en dit openbaar ook vir ons die liefde wat Jesus Christus vir ons het. Christus het 'n dierprys betaal. En weet julle, ek luister net gisteroggend 'n pot gooi terwyl ek draf, wat 'n mediese dokter en 'n geskiedkundige ontleed wat Jesus se kruisiging was. Waardeur daai man was. Julle, en hulle vat dit stuk vir stuk, dat daar party stukke op daai potgooi is waar ek het wou stop. Wat ek nie meer kon luister, en ek wou sê waardeur het Jesus Christus vir ons gegaan. Die stikkend, die seer, die kort asem, die hout wat op daai stikkende rug skaaf, hoe ver hy moes geloop het met daai balk. Hy is geslat tot net voor die dood, en dan gaan ons partymal, ons hoor hierdie horribale dood wat hy vir ons gesterf het. Dan vat ons dit van selfsprekend. Dit moes net so gewees het. Hy moes dit net vir ons gedoen het. Julle, die prys is betaal deur die perfekte lam. En as die Here vir ons sê begin lewe soos wat ek wil hê ek moet lewe, gaan ons moet onthou, as God sonde haat, moet ons sonde haat. Amen. As God vir jou sê hy hou nie van dinge nie, dan moet ons ook nie van daai dinge hou nie. En julle moet onthou, sonde bly sonde. Ons almal het al hierdie onderskeid begin tref, maar wat is nou regtig verkeerd en wat is nou nie eintlik verkeerd nie? Wanneer is dit oukei as ek dit doen? Daar bestaan nie 'n ding soos 'n bietjie sonde of 'n baie sonde nie. Sonde is sonde. En ek het 'n paar goed hier uitgehaal. Wie van julle het al ooit 'n wit lentjie vertel?
Ja, maar nou nie vir my lieg in die kerk nie, hier lieg julle almal, vang dit julle uit. 'n Leuen bly 'n leuen, Here. Nêrens in die Bybel sê die Here vir ons, okay, maar dis okay, daar's 'n wit leentjie en ek gaan hom oorsien nie. Die Here sê vir ons, as jy gelieg het, dit maak vir jou leuen. Lieg bly lieg. As jy iets steel, maak dit nie saak of daai persoon jou geld geskuld het nie. Dit maak nie saak of jy daai ding nodig het nie. Steel bly steel. Maar ons probeer hierdie goeders regverdig. Here, maar ek het daai ding nodig gehad, dis hoekom ek hom gevat het. My baas het my nie hierdie maand en volle betaal nie, so ek het sy grinder gevat. Diefstal is diefstal en die Here sê vir jou, eintlik moet jy dit daad, want onthou, wees heilig, want God is heilig. Al sien ons nie altyd wat ander mense doen nie, en al hoor ons nie altyd wat hulle sê nie, die Here doen. Ons denke is bekend by hom. Daai goedjies wat ons doen, daai goedjies wat ons sê, wat ons nie moet sê nie, wat die mense dalk nie hoor nie, die Here hoor dit. En dit moet genoeg van 'n waarskuwing wees vir ons, om te sê, Here, ek gaan begin haat wat U haat. Ek sal eerder die houe vat en die waarheid vertel, as wat ek 'n wit leentjie vertel om myself te beskerm. Of 'n wit leentjie vertel om iemand te beskerm. Die Here sê vir jou, praat eerder die waarheid. En vertrou op my vir die uitkoms. Die laaste gedeelte sluit dit vir ons mooi af, vers 22 tot 25. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Amen. Want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid, en dit is die woord wat aan julle verkondig is. Hierdie gedeelte is nogal 'n moeilike een. Want dit sê vir ons Christene het 'n nuwe lewe, deur die woord ontvang, deur Jesus Christus ontvang, en dan sê dit vir ons, daai ene wat ons eintlik wil doodtrek. Ons moet mekaar vurig lief hê. Vurig lief hê is nogal 'n harde woord eintlik om te hoor. Want vurig lief hê beteken, hierdie kom uit my binneste. Ek plak dit nie aan nie. Hierdie is 'n liefde wat ek self nie kan beskryf nie. En dit sê hierso, Petrus se oproep aan sy lesers om mekaar lief te hê is gegrond op hul bekering, wat plaasgevind het toe hulle aan die waarheid gehoorsaam was en daarom gereinig en gesuiwer is. Dis 'n liefde wat jy van God af ontvang nadat jy tot inkeer en bekering gekom het en jy's 'n wedergebore kind van God. Dan sê dit vir ons in die lewende blywende woord van God met ons. Dis eintlik so kosbaar, en hier is 'n gedeelte wat hy aanhaal uit Jesaja uit, wat hy sê om in die swakheid van die menslike natuur te kontrasteer met die krag van die woord van die Here, wat 'n nuwe lewe aan gelowiges geskenk het. 'n stukkie wat hier vir my uitstaan sê, alle vlees is soos gras en al sy heerlikheid soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En hierdie woord is die goeie nuus van die evangelie wat aan julle verkondig word. Gaan kyk in julle geskiedenis, hoeveel keer het hulle al hierdie Bybels probeer vernietig en uit lande uit verwyder, en die woord van God sê vir ons, dit sal nie gebeur nie. Wat vir jou sê, hierdie woord is betroubaar, en jy kan glo wat hier binne geskrywe staan. Die een ding waarmee ek sukkel hierso, en veral vandat ek die voor begin staan het, is die gevolg van wedergeboorte is liefde. Hê mekaar lief met 'n rein hart, 'n vurige liefde. Ware Christendom word nie gemeet aan kennis nie. Dit word gesien in liefde. Jy kan hierdie boek van voor tot einde ken. Jy kan elke studie Bybel in die wêreld gaan bestudeer. Jy kan elke YouTube predikant gaan kyk. Jy kan elke kerk gaan bywoon wat jy wil gaan bywoon. As jy nie liefde het nie, het jy 'n probleem. Want die woord sê nie vir ons die liefde is opsioneel nie.
Die woord sê vir ons 'n vurige liefde. Want ware geloof lei tot ware liefde. Hier is waar ek julle vandag wil vra. Ons moet na onsself begin kyk. Hier moet ons na ons menswees begin kyk. En ons moet daai vraag begin afvra, Here, het ek waarlik hierdie liefde? Hoekom moet ons lief wees vir mekaar? Want ons is deur dieselfde evangelie gered en ons behoort aan dieselfde familie. As ek moet dink aan my vrou en my kinders, moenie skade aan hulle doen nie, want jy gaan 'n kant van my sien wat ek nie wil hê jy moet sien nie, want ek het hulle lief. Ons moet so lief wees vir mekaar. Met 'n rein hart, met vurige liefde, want julle is my boeties en julle is my sissies. Dan wonder ek, hoekom sien ons dit so min onder Christene? Ek het een keer 'n stelling aangehaal en dis 'n stelling wat my so diep gesny het, want dit is 'n stelling wat iemand in die wêreld gemaak het, van daar's geen haat soos Christenliefde nie. En dis 'n harde stelling. Maar glo my, waar ek vandag hier staan, is nie alleen nie. Dis iets wat ek al self soveel keer in hierdie laaste 6 maande beleef het. Dis 'n stelling wat ek al geleef het as ek kyk hoe ons teenoor mekaar is. Julle, en ek praat nie van aanvalle teenoor my nie. Ek praat van aanvalle teenoor mekaar. Boeties en sissies wat in hierdie banke sit. En wat my pla van dit is, as die woord van God sê, die gevolg van wedergeboorte is liefde. Hoekom ervaar en sien ons dit so min? Die gevolg van wedergeboorte is liefde. As jy jouself 'n wedergebore kind van God noem, moet jy die toonbeeld van liefde wees. Besef jy dit? Dis 'n liefde wat uit jou uitstraal, dis 'n liefde wat nie vir jou sin maak nie, dis 'n liefde wat jy nie kan verstaan nie. Dis 'n liefde waar ek party aande huil oor mense wat ek skaars ken. Maar die Here het vir my 'n liefde gegee vir hulle. Dit maak nie vir my sin nie. Ek verstaan dit nie, maar die Here sê vir ons, 'n wedergebore kind van God, ontvang hierdie liefde. Nou het ek 'n paar dinge hier uitgelig. Ons sit in kerke, ons verag mekaar. Ons beskinder mekaar. Ons kyk mekaar vuil uit. Ons lieg vir mekaar. Ons verlustig onsself in die ander se sukkel. Ons kyk neer op mekaar, ons dryf mekaar hier weg en hierdie lys kan aangaan. Ons sit in hierdie kerke, ons weier om mekaar partymal in die oë te kyk. Want ek hou nie van daai persoon nie. Ek gaan nie daai persoon groet nie, want ek hou nie van daai persoon nie. Nou vra ek vir julle, waar is die liefde? Want as jy die liefde aanplak, gaan dit ook net so lank hou. Dan gaan daai mombakkies afkom. Dan gaan ons sien wat gaan in die hart aan, want die probleem is, liefde is opofferend. As dit sê vurig, dan is dit 'n intense liefde wat ons vir mekaar het. Dan is dit 'n liefde van, ek wil nie hê my boetie moet tekortskiet nie. Nog voor my boetie of my sussie my vra vir iets, wil ek dit vir hulle gee, want ek gee dit uit liefde. As jy iets van my boetie of my sussie hier wil sê, gaan ek jou reg help en vir jou sê, jy praat nie so over my boetie en sussie. Maar wat doen ons? Vertel, wat ek hoor. Ja, lekker. Ek het nou die dag vir hierdie een gesê, ek het dit geweet, daai een wou dit ons doen. Ek het nou die dag daai een gesien, ja, kom hoor bietjie hierso. Daai het nou op die borrelstoel ingestap. Ek hoor al hierdie stories en dan dink ek, julle, liefde is 'n liefde waar ons vir mekaar gaan begin opstaan. Dis 'n blywende liefde. Dis 'n liefde wat jy nie eintlik kan verklaar nie, maar dis 'n liefde wat die Here vir jou gegee het. Ek wil julle vandag aanmoedig om te begin kyk na hierdie liefde en begin bietjie kyk hoe ons met ons boeties en sissies maak, hoe ons van ons boeties en sissies praat. En as jy nie daai ware liefde in jou binneste ervaar nie, vra vandag vir God, hoekom het jy dit? Vra vandag vir die Here, Here, hoekom het ek nie hierdie liefde vir my boeties en sissies nie? Hoekom wil ek so graag na die kinderstories luister in steede om hulle te verdedig? Hoekom is dit vir my lekker as dit sleg gaan met 'n boetie? Hoekom raak ek nie hartseer? As ek sien 'n boetie kry swaar, hoekom gaan help ek nie? Hoekom sit ek en oordeel? Wie van ons hier het nog nie 'n slegte besluit in sy lewe geneem? Wie van ons hier het nog nie kort gekom omdat ons iets doms gedoen het nie? Want dan doen 'n boetie of sussie iets doms, dan trap ons hulle in die grond in. In steede om te sê, ek het dit ook al gedoen. Kom ek help jou hier uit. Ek het ook hierdie pad gestap. Kom ek kry jou weer op jou voete. Ons kyk na ons boeties en sissies en ons verlekker onsself daarin.
En die Here sê, 'n vurige liefde wat uit die hart uitkom, is 'n liefde wat ons nie gaan verklaar nie. Die tweede ding wat hierso vir my uitgestaan het, is God se woord bly vir ewig. En dit is hoekom hierdie woord van God vir my so kosbaar is. En dis hoekom alles in ons Christelike lewe teen hierdie woord getoets moet. Dis hoekom ek hierdie woord bestudeer en so graag wil hê mense moet dieselfde passie kry om hierdie woord te bestudeer. Want hierdie is die woord van 'n lewende God en hy sê hy sal vir ewig wees. Weet jy hoe gereeld sal mense vir my sê, maar ek groei nie geestelik. Ek kom nie nader aan die Here nie. Hoeveel tyd spandeer jy in jou woord? Die woord bring lewe. Die woord onderhou ons lewe. En die woord verander ons lewe. Hierdie kosbare woord van God. As jy hom begin uitlewe, kan ek julle beloof jy gaan 'n ander mens wees. My vraag is, het die woord van God al jou lewe verander? Het die woord van God al in jou hart ingekom? En ek het dit al soveel keer van die vooraf gesê, julle, as jy tot bekering gekom het en jy het nie verander nie, het jy werklik tot bekering gekom. As jy nog die vleeslike aardse goed begeer, vra ek julle vandag, kom in God se woord, want dit gaan jou verander, en God se woord sal vir jou soveel dinge in die lewe moontlik maak, wat jy vandag as onmoontlik ag. Ons toets is nie ons Bybelkennis nie. Dit gaan oor geestelike volwassenheid. En dan gaan dit oor, het ons die liefde van Christus. Om hierdie hele ding vir ons bymekaar te bring. Wedergebore kinders van God, moet ons besef, dat ons nie gaan inpas in hierdie wêreld en sy dinge nie. Ons het nie meer die begeertes van hierdie wêreld en sy dinge nie. Ons gaan ons vertroue op niks anders as op God sit. En weet julle wat vir my so kosbaar, ons gaan ons sukses ook nie meer teen die wêreld meet nie, maar teen Christus. Ons gaan nie ons suksesvolle lewe meet teen hoeveel geld ek het, hoeveel karre ek het, hoe groot my huis is nie. Ons gaan ons lewens meet deur lewe ek soos wat die Here Jesus Christus verwag ek moet lewe. Die een ding is julle, ons sit nie met 'n behoefte in kerke dat ons meer vermaak moet hê. Ons hoef nie meer programme te hê nie. Ons hoef nie meer strategieë te hê nie. Ons grootste behoefte in kerke is heiligheid. Ons grootste behoefte in kerke is mense wat besef ons is duur losgekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus. En weet jy, as jy los is, beteken dit, as die Satan jou aankla, herinner hom aan die kruis. As jou skuld van jou verlede jou oorweldig, dink aan die kruis. As jy twyfel aan God se liefde, dink aan die kruis. Die vyand gaan jou soveel keer herinner, jy is nie goed genoeg nie, hy gaan jou soveel keer herinner wat jy gedoen het. Dan herinner jy hom aan wat Jesus Christus alreeds vir jou gedoen het. Amen. Jy behoort aan Jesus Christus. Jy is duur gekoop. So ek vra julle vandag, hou vas aan God. Volhard in jou geloof, wees heilig, en seker die belangrikste een vir my vandag hierso is. Wees lief vir mekaar. Met 'n goddelike liefde, en dis my laaste teksvers kry ons in Johannes. Johannes 13 vers 34 tot 35. Jesus aan die woord. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Julle besef, hierdie is 'n liefde, wat aan daai kruis vir ons gewys is. Die Here Jesus Christus het ons so lief gehad, dat hy gelei het, vir ure lank, stikkend geslaan is, vir ure lank, gespot is, gespoeg is, baard uit sy lyf uitgetrek. Hulle het hom nie erken as 'n mens nie. So lief het hy ons gehad, en hy sê vir ons moet daai liefde aan mekaar begin betoon, julle. Dis 'n liefde wat ons nie kan begryp nie. En dan sê hy, vat hierdie, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Ek het vir jou slegte nuus, my boetie en my sussie wat hier sit. As jy nie liefde onder mekaar het nie, kan jy jouself nie 'n disipel van Jesus Christus wees. En weet jy wat vir my so kosbaar?
is vir elke persoon beskikbaar wat hier sit vandag. Jy gaan net op jou knieë vandag en jy sê, Here my God, kom werk in my binneste, kom vernuwe my, kom verander my, liewe Here, dat ek na die kruis gaan kyk en gaan verstaan wat se duur prys het U betaal. Here, en daarna gaan ek uitgaan en hierdie kosbare woord van God vir die hele wêreld gaan vertel. Want hierdie woord sal nie vergaan nie. Dit is my gebed in Jesus naam. Sluit asseblief nou die oë. Liewe Here, ek stem so saam, prys die Here. Prys U groot en heilige naam. Here, dankie dat U ons God is en dankie dat ons vandag kan uitreik na U toe en sê, Here, verander ons van binne af. Here, gee vir ons 'n vurige goddelike liefde vir mekaar, dat ons sal begin lewe soos disippels van Jesus Christus. Dat die wêreld die liefde aan ons kan sien, dat ons sal doen wat U van ons verwag om te doen, liewe Here, en sodoende die wêreld sal verander. Here, maar my gebed is ook dat ons mekaar lief genoeg sal hê om eerlik en reguit met mekaar te wees. Dat ons mekaar lief genoeg sal hê om van die volle evangelie te vertel, Here, al maak dit soms bietjie seer. Al moet ons bietjie op tone trap, liewe Here, maar dat ons eerder op 'n toon trap hier op hierdie aarde en saam deur daai poorte stap eendag in U glorie en teenwoordigheid. Here, dankie vir elke boetie en sussie en elke persoon wat U oor ons pad stuur. Here, mag mense na vandag terugkyk na ons en sê, daar's geen liefde soos 'n Christelike liefde nie. Daar's geen liefde soos 'n kind van God nie. En daar's geen liefde wat ek ooit aanvaar en voel het, soos wat ek by die Christene aanvaar en voel nie. Here, maar ek vra dat vandag hier sal begin by ons, dat dit begin by my. Dat ons hierdie liefde sal uitlewe, liewe Here, dat dit nie aangeplak sal wees nie, maar vurig sal wees van 'n kom van U. Here, ek wil vandag weer eens vir U baie dankie sê dat U ons God is. Here, en dankie dat ons vandag U kan aanbid, want ons weet wie U is. Here, en baie dankie vir U kosbare woord wat U vir ons gegee het, wat nooit sal vergaan nie. So ek los julle vandag met die genade van die Here Jesus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy met elkeen van julle. Amen en amen.